2021 het aangebreek en ons is baie opgewonde, want Pieps en Reinhard het vir ons kom kuier in Rolbos in Slovenië. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. So toe ons hulle by Rovinj opgelaai het ons 'n vinnige stoppie by Pretjama kasteel gemaak. Pragtige kasteel gebou in die rotswand en daar het ons in Rolbos ons eerste middagetjie gemaak. Na 'n lekker piknikete het ons voortgery tot by Ljubljana waar ons eerste oornag staanplek gekry het. Bianca het vir ons die volgende oggend 'n heerlike ontbyt gemaak, waarna ons met die bus stad toe is. Baie interessante stad, baie kunswerke oral in die tuine. Sien hierdie interessante kunswerke, beelde. Ons het ook op 'n dag gekom waar dit redelike studente aktiwiteite was, wat het mekaar rondgejaag en met spuitverf gespuit. Maar dat was heel interessant geweest om daar rond te wees en die hele atmosfeer te ervaar. Ja, selfs daar op die video sien julle hoe die kopbeentjies so in die straat vasgemessel is. So klomp klein interessante goedjies en mooi argitektuur in Ljubljana. Ek het nog altyd gehou van Ljubljana en hierdie was net vir my bevestiging dat dit een van my gunsteling stede is. Ons is ook by die markie gewees. Die vrugte en groente is pragtig geweest, baie lekker fyn gebak in die omgewing, interessante koffiehuise en dan natuurlik hierdie Draakbrug wat 'n groot feature is van Ljubljana. Ons is oral gewees en omdat die stad redelik stapafstand is, kon ons in en uit gery het met die bus en dan in die stad rondgedwaal het solank ons wou. Ja, natuurlik moes ons tyd maak vir 'n heerlike ou koffiestoppie, soos altyd. En nadat ons terug is kamp toe, het ons die aand weer 'n keer opgegaan na die kasteel toe in Ljubljana om die sonsondergang te gaan kyk. Dit was baie mooi geweest. Ja, ons het heerlik bo op die bult gekuier, net so aan die voet van die kasteel en die son sien baie so. Ja, van Reinhard en Bianca hier lekker piknik gehou. Het sommer net 'n uur of 2 dae gesit en lekker gekuier. Ja, dankie Reinhard en Bianca dat julle vroeër die dag opgehardloop het om te gaan verken. Toe is ons van Ljubljana af na Lake Bled toe. Dit was 'n bietjie reënerig, so ons het 'n teestoppie gemaak en toe arriveer ons by Lake Bled. Ek weet het ons regtig 'n baie lekker kampplek gehad, so teen die water. Ons kon enige tyd gou 'n stapie gemaak het en dan gaan foto's neem het. Die kasteel wat reg aan die oorkant van die meer was ook sigbaar van ons kampplek af, maar die hoofattraksie is natuurlik die eiland met die klein beeld, die kerkie in die middel. Ja. En toe volgende oggend het ons om Bianca en Reinhard natuurlik te probeer beïndruk, saam met hulle die Windgaar Gorge gaan stap. Dit was pragtig geweest. Oral rondom jou, 360 grade rondom jou vir die hele wat sit 1.2 of 1.6 kilometer wat jy stap, is dit mooi. Asemrowend mooi. Daar was niks wat nie mooi was in daai plek nie. Ja, dit is baie moeilik om dit op beeld vas te vang, want die water was so skoon geweest. Pragtige watervalle, klomp stroomversnellings, baie veilige stappaadjies wat jy net so bo aan die water is en iets wat mens altyd sal onthou. Ja, die natuur is asembenewend en kyk daarso sien mense hoe word die kloof so smal en dan word hy weer breër in hierdie blou water. Die probleem het dit gesê het soos minder as 12 meter en dan gaan hy tot by 150 meter op en dan heel aan die eindig dit natuurlik met hierdie pragtige waterval met die ou treinbrug wat daar in die agtergrond is. Ja, en van daar af het ons met Reinhard se begeleiding is ons deur die woud terug en het gestap tot by die kampplek. Tot by die, ons het gestap tot by die kampplek. Ons het nie weer die bussie gevat nie. Ons het die shuttle geskiep. Wat interessant was ook met die pad en ook natuurlik in die gorge self is dat hulle baie kindergeoriënteerde inligtingstukke daarso het
en vir jou baie inligting gee by elke stopplek wat jy kan luister. Ja, toe kom ons later die middag by Bled, waar ons van alle dinge in Lake Bled geswem het. Wat 'n fantastiese ervaring gewees. Die water was heerlik Ja, gewees. verrassend lekker gewees. Ja. Die water het ons gedog is ijskoud, maar die water was seker, ek dink dit was warmer as Napo se water gewees. Ja, nee, dit was lekker gewees. Die mense het bankvas op die walle gesit en ons het die tyd daar so verskriklik geniet. En toe, En toe, omdat hulle nie by kon gewees het met Amanda se verjaarsdag nie, het hulle vir ons genooi en ook 'n heerlike piknik daar op die bank van die Bled Lake gemaak. En ons het die aand daar gesit totdat die sonnetjie gesak het, lekker foto's geneem en dit geniet om saam met hulle twee te kuier. ja, heerlike verjaarsdagbederf gewees deur Reinhard en Bianca. Baie dankie. Vanaf Bled het ons pad gekry na Bouvet. Ons het via Italië gery en soos altyd verras die onbekende jou die meeste. By Kranjska-Gora, by 'n plek met die naam Podgoreng, het ons op hierdie pragtige stoppie afgekom, bietjie daar rondgeloop, die pragtige water en natuur bekyk en is toe verder waar ons 'n heerlike piknikstoppie by Tarvisio gedoen het. Die pragtige berge wat bo jou uittoring en die natuurlandskap met daai water wat hierdie ongelooflike kleur was, het net ons almal se asems weggeslaan. Ja, ons het verder tussen die berge deurgery tot in 'n vallei by 'n plekkie met die naam Bovek. Bietjie nat en modderig, maar ons het tog 'n staanplekkie gekry en daar het Bianca weer vir ons 'n heerlike ontbyt gemaak. Nee, aandete. Aandete, ekskuus Bianca, ek is deur mekaar, maar toe het ons reggemaak om bietjie met die fietsse na die Soka Valley toe te gaan, waar ons 'n hele dag omtrent rondgeloop het en na al hierdie mooi klowe gekyk het. Ja nee, hierdie twee ou mense het met daai twee klein fietsies probeer byhou met Bianca en Reinhard op hulle gehuurde bergfietsse. Dit was knor gegaan, maar ons het dit gedoen en die Soka Gorge was pragtig geweest. Die water is beautiful, die stroomversnellings is mooi, die berge is mooi. So dit was 'n fantastiese dag geweest. Ver, moeg geweest aan die einde, maar absoluut die moeite werd. Ja, ons het dit regtig geniet en ons het heerlik saam met hulle gekuier en was spyt toe ons hulle moes groet toe ons verder gegaan het uit Slovenië na Italië. Te gou moes ons goodbye sê, weekie was kort, maar die kosbare stoepsit herinneringe sal ons altyd by ons hê. Dankie Reinhard en Bianca vir julle kosbare kuier. As the hours pass, we're gonna do